Hier is genade, hier is liefde, hier aanvaar ons mekaar. Hier is begrip en hier is deernis, hier waar elkeen iemand is. Hier gee ons onsself en vind ons plek, hier kan die Here deur ons werk. Hier is ons thuis, hier is ons huis, hier waar elkeen iemand is en iemand woon. Hallo julle en baie welkom en dankie dat jy inskakel by hierdie YouTube video. Ek hoop dat daar waar jy vandag is en kyk daarna dat jy iets van God se teenwoordigheid net daar kan ervaar en dankie dat jy op 'n manier steeds deel vorm van ons gemeente deur in te skakel by hierdie video's. Julle weet ons is tans besig met 'n reeks waar ons elke week kyk na 'n storie en 'n vraag vra, amper 'n sarkastiese vraag vra as ons sê gelukkig is die wat wen. Gelukkig is die wat wraak neem. Gelukkig is die wat ryk is. Nou vandag staan ons aan die einde van die reeks se kant toe en ons vra die vraag, ons tema is gelukkig is die slagoffer. Nou ek moet erken dat hierdie dalk vir my die moeilikste tema is van al die temas. Waarom is dit vir my so moeilik? Want ek weet in ons land is daar mense wat werklik slagoffers is. Dat daar mense is wat vanoggend na hierdie video luister wat by ons erediens gaan wees wat werklik slagoffers is. Vroue wat dalk slagoffers is van geslagsgebaseerde geweld wat by hulle huise plaasvind. Of mense wat slagoffers is van werkloosheid, wat arm is en wat nie weet waar hulle volgende bord kos vandaan kom. Of kinders wat dalk slagoffers is van 'n swak skool. Of kinders wat 'n slagoffer is van ouers wat nie omgee nie, of slagoffers is van mishandeling. Of ons dink aan mense wat slagoffers is as gevolg van hulle seksualiteit. So ons wil nie vanoggend afbreek maak hieraan nie. Ons wil erken en vir mekaar sê dat daar mense in hierdie land wat werklik slagoffers is. En ek gaan nou ook iets meer daaroor sê. Ek dink die teks wil ook praat vanoggend met mense wat slagoffers is en wat so slagoffers voel en wat slagoffers is as gevolg van ander mense se dade. Ek dink die sarkastiese bedoeling in vanoggend se tema is dalk meer gefokus op die feit dat daar te veel mense is, te veel van ons is wat te maklik die slagofferskap vir onsself toeëien. Ons lewe in 'n tyd waar mense amper victim Olympics speel. Ons wil net kyk wie kry nou die swaarste. Wie is nou die grootste slagoffer? Wie lei nou die meeste op hierdie stadium? As organisasies wat heeltemal inspel op hierdie narratief en amper vir jou wil kom herinner en sê maar jy is deel van 'n groep mense wat die slegste behandel word en wat die minste regte het en die minste voordeel trek. En wat jy laat voel soos asof jy die grootste slagoffer is. En ek wil self erken dat ek baie keer in daai slag getrap en dat ek baie keer as ek dink oor my dag dink maar ek was nou weer die grootste slagoffer. Ek moes nou weer die meeste agterkinders rondren. Ek moes nou weer die meeste dit doen. Ek moes die meeste in die nag opstaan en wat ook al. En voor ek myself kon kry, besef ek maar ek het myself nou die slagoffer gemaak in hierdie dag en in hierdie storie. Nou ek wil een of twee stories vandag met julle deel. Die eerste storie is van 'n vriend van my Skalk van Heerden wat deel is van 'n organisasie met die naam Beter Einders. En hy vertel toe ek bel hom toe die week en 'n bietjie gesels oor hierdie tema en hulle het by Beter Einders vir hulle hoodies, tops laat maak met die woorde op Victim Hoodie. Wit tops met die naam Victim Hoodie op. En dan vertel hy my hoe lank hy geworstel het met hierdie top en of hy dit moet laat maak want hy besef daar is soveel mense wat werklik slagoffers is, mense wat regtig swaar kry, mense wat regtig niks het nie. Maar hy sê daar is eintlik 'n groot groep mense in ons land en met sy wit top sê wil hy spesifiek praat met wit mense, blanke mense in ons land wat te maklik die titel vir hulle self toegeëien het as slagoffer. Ja, as gevolg van
hierdie land is wat so sleg is, word ons dan baie benadeel. My kinders sal nooit in hierdie land kan bly nie, jy weet, hulle sal nooit hier kan werk kry nie. Weet ons het ons nou niks meer mag in hierdie land nie. Hulle het alles van ons kom vat. Dis goeders wat ons hoor, by veral blanke mense, wat vir hulle die titel van slagoffer toegeëien het. En dan sê hy, dis eintlik baie erg, as jy in 'n land soos Suid-Afrika, met soveel werklike victims, werklike slagoffers, as jy in so 'n land, vir jou die titel van slagoffer kom toeëien het. As 'n ander hemp, wat hy toe my wys die week, wat hulle ook baie keer aantrek, en die hemp bo staan windgat, en dan staan daar beter einder, en dan onder staan pateties. So hy sê, beter einder is iemand wat tussen windgat en pateties is. So ons moet nie pateties wees, amper 'n Jannie Jammergat houding hê en sê, ons lei nou die meeste nie, maar ons moet ook dan nie groot praterig wees en dink ons is die beste nie, maar jy sê, iewers tussen daai twee, is waar ons as gelowiges eintlik moet lewe. Waar ons osself nie jammer kry nie, maar ook nie te windgat is nie, sê hy. En vriende, kom ons lees nou die teks, en kyk hoe die teks ook met my en jou praat vanoggend, hoe dit met ons praat wat maklik slagoffers voel, hoe dit met mense praat wat werklik slagoffers in ons land. Ek dink hierdie teks wil met almal van ons vanoggend kom praat en iets met ons deel. Die teks gaan uit Matteus 6:5 kom, wat uit die bergrede kom, wat julle weet is Jesus 'n groot preek. So Jesus is besig om met 'n groot groep mense te praat en hulle te leer, en dan vertel hy vir hierdie gedeelte, soos bekend staan as die saligsprekinge. Ek lees vir julle die weergawe uit Matteus 6, Matteus 5, julle kan ook in Lukas 6 gaan lees hoe hy dit skryf. Geseënd is die wat weet hoe afhanklik hulle van God is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemel. Geseënd is die wat treur, want hulle sal vertroos word. Geseënd is die sagmoediges, want hulle sal die nuwe aarde ontvang. Geseënd is die wat honger en dors na wat reg is, want hulle sal versadig word. Geseënd is die wat barmhartig is, want aan hulle sal barmhartigheid bewys word. Geseënd is die wat rein van hart is, want hulle sal God sien. Geseënd is die vredemakers, want hulle sal kinders van God genoem word. Geseënd is die wat vervolg word, omdat hulle doen wat reg is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemel. Geseënd is julle wanneer die mense ter wille van my beledig en vervolg, wanneer mense julle ter wille van my beledig en vervolg, en valslik al wat sleg is vir julle sê. Wees bly en verheug, want julle loon is groot in die hemel. Hulle het immers die profete voor hulle net so vervolg. Ons lees net tot sover. Vriende, as ons die aanname maak vanoggend dat baie mense baie keer so slagoffers voel, en dat daar ook daai dag toe Jesus met die groot skare mense wat gepraat het, mense wat gevoel het so slagoffers, dan help dit ons dalk om die teks te verstaan. Ons kan amper die aanname maak dat daar klomp mense daar was wat gevoel het, definitief gevoel het so slagoffers. Dalk omdat hulle nie 'n werk gehad het nie, omdat hulle swaar gekry het, dalk omdat hulle 'n sekere geslag gehad het en gevoel hulle word as slagoffers behandel. Dalk was daar mense wat gevoel het omdat hulle onder die Romeinse ryk lewe, word hulle benadeel en sleg hanteer. So as ons dit in gedagte hou, dat daar mense was wat slagoffers was in daai skare, wil ek jou weer hierdie woorde kom lees van die saligsprekinge en hoor dit praat met mense wat slagoffers is. Lukas sê, geseënd is die wat arm is. Dink hoe sou hierdie woorde gepraat het met iemand wat 'n slagoffer van werkloosheid was, wat elke dag gesukkel het om kos bymekaar te maak. Nou kom Jesus en hy sê, geseënd is jy, selfs al is jy arm, selfs al het jy nie 'n werk en genoeg kos om vanaand vir jou gesin voor te sit nie. Ek sien jou raak. Jy is geseënd in my oë. Geseënd is die wat treur. Dink hoeveel slagoffers se trane lê nie gereeld vlak nie. Hoeveel slagoffers huil nie gereeld as gevolg van dit waaraan hulle blootgestel word, dit wat aan hulle gedoen word nie. Dan kom Jesus en sê, geseënd is selfs jy wat treur. Dink hoe vertroostend moet dit gewees het as Jesus hierdie woorde gespreek het en gesê het, ek sien jou raak, ek ken jou storie en ek sê, geseënd is jy, selfs al treur jy en al huil jy. En dan gaan Jesus verder
die saligsprekendes, asof hy iets wil sê daarvan dat 'n slagoffer is deel van 'n groter gemeenskap. Selfs 'n slagoffer is nie op sy of haar eie nie, maar is deel van 'n groter gemeenskap en dat genesing vir 'n slagoffer binne hierdie gemeenskap lê. En dat die gemeenskap 'n rol het om te speel teenoor die slagoffers. Hy gaan verder en sê geseënd is die sagmoediges. Asof hy die res van die gemeenskap wil aanmoedig en wil vra om sagmoedig op te tree teenoor mense wat slagoffers is. Dink hoe sou hierdie woorde gewees het vir iemand wat dalk die slagoffer is van geweld, as Jesus sê, vriende, ek wil julle herinner om sagmoedig op te tree. Geseënd is die wat barmhartig is, geseënd is die vredemakers, geseënd is die wat honger en dors na wat reg is. Dink hoe sou hierdie woorde geseënd is die wat barmhartig is. Wat dit sou beteken het, en hoe dit sou gevoel het, en hoe hulle dit sou gehoor het, iemand wat dalk sonder kos is daar in die skare, wat niks het om te eet vanaand, en Jesus sê, vriende, ek wil julle uitnooi om barmhartig te wees, om te gee, selfs vir die wat swaar kry, wat nie iets het. Dink wat sou die woorde beteken het, as hy gesê het, geseënd is die vredemakers, in 'n wêreld waarom dit altyd nog oorlog was. Kom Jesus en hy sê, ek wil my volgelinge uitnooi om vredemakers te wees. In 'n konteks waar dinge gewelddadig was, waar mense sleg behandel is. Jesus, ek wil julle uitnooi om vredemakers te wees, om die slagoffers van oorlog op daai manier vry te maak. Geseënd, sê Jesus, is die wat honger en dors na wat reg is. Dink hoeveel keer dra ons strukture en sisteme by daartoe dat mense so slagoffers voel. In die Romeinse Ryk was die sisteme van so 'n aard dat sekere mense net as gevolg van wie hulle was of waar hulle gebore is, slegter behandel is en minder regte gehad het as ander mense. Ons eie land is ons maar te goed bekend daarmee dat sisteme en strukture vir baie lank sekere mense benadeel het. En vandag is daar weer ander sisteme en strukture wat sekere mense benadeel en wat mense slagoffers maak. En dan sê Jesus, geseënd is jy wat opstaan vir die sisteme en strukture wat verkeerd is. Opstaan vir dit wat reg is. 'n Sisteem waar niemand slagoffers is, waar mense as gelyk is hanteer word. Dink hoe bemoedigend hierdie woorde moes gewees het vir die wat treur, vir die wat arm is, vir die wat honger is. Maar dink ook aan die aanmoediging wat dit gee vir mense in daai gemeenskap, om te onthou en te beleef en aangemoedig te word, dat ons 'n rol het om te speel, om ook mense wat slagoffers is te help, en sagmoedig op te tree, en vredemakers te wees. En dat ons binne die gemeenskap mekaar kan help om te beweeg van slagoffers na mense wat opstaan vir ander slagoffers. Dat ons in 'n gemeenskap kan beweeg van mense wat treur na mense wat vertroos. En daarom is dit belangrik dat ons vir mekaar op vanoggend sê dat, al is jy 'n slagoffer, is dit nie jou enigste storie. Jy's nooit net 'n slagoffer nie. Jesus sê, jy's ook meer as dit. Jy's ook meer as 'n slagoffer. Ek kan vir julle nog 'n storie vertel. Hierdie week kuier ek saam met een van die meisies in ons Isibindi huis, en ons die aand eet saam met 'n paar van ons, en sy begin spontaan haar storie weer deel, en sy vertel oor haar kinderreis ervarings en hoe dit daar was, en sy sê vir my iets wat vir my baie interessant was, omdat hy heel moontlik vir ewig sal bly. Sy sê, maar weet julle wat, die kinderreis het vir my soos 'n hotel gevoel. Ek het nooit gevoel mense moet my jammer kry omdat ek in 'n kinderreis is. En toe ek na die tyd dink oor my preek, besef ek maar sy het alle reg gehad om te sê ek is 'n slagoffer. Sy is 'n slagoffer van mense wat moes vlug as gevolg van slegte omstandighede uit 'n ander Afrika land en na Suid-Afrika toe moes keer. Sy is 'n slagoffer van ouers wat haar op die einde hier gelos het by 'n kinderreis. Sy is 'n slagoffer van die sisteem wat gemaak het dat sy by einde in 'n swakker skool geëindig het. 'n Sisteem wat gemaak het dat sy sonder ouers groot word. As ek na die feite kyk, en as die feite op die tafel sit, dan sou ons kon sê, sy is 'n slagoffer. Maar sy sê, iemand hoef my jammer te kry nie, ek het gevoel of ek in 'n hotel gewoon het, ek het alles gehad wat ek nodig het.
En ek dink daar's twee goed wat ons uit haar storie kan hoor. En is dat daar was mense wat sagmoedig was teenoor haar, wat barmhartig was, wat vir haar wou gegee het wat reg is, wat beter vir haar wou gegee het. En daai mense het 'n aandeel gehad in haar storie om haar te bevry van haar slagofferskap en haar amper oorwinnaar te maak. Maar ek tel toe nog iets op in haar storie en dis die diep dankbaarheid wat sy gehad het vir die goedjies rondom haar. Vir die mense wat sy wat kos gemaak het vir hulle, wat hulle klomp wysheid geleer het, vir die maats met wie sy kon groot word en haar storie kon deel. En dit het gehelp, klink dit my, dat sy nie soos 'n slagoffer voel nie, maar dat sy soos iemand gevoel het wat haar slagofferskap oorkom het en nou kan teruggee. Vriende, ek dink sy vandag se teks, vandag se tema is 'n interessante een, wat op 'n klomp maniere met ons kom praat. Dit is 'n storie wat ons wil kom herinner, 'n teks wat ons wil kom herinner dat as jy dalk soos 'n slagoffer voel, en 'n slagoffer is, dan sê Jesus, geseënd is jy al treur jy, geseënd is jy al is jy arm, geseënd is jy al is jy 'n slagoffer, want ek sien jou raak. Ek los jou nie, jy is nie alleen nie, ek is by jou. Dis 'n teks wat vir ons vanoggend kom aanmoedig en oproep daartoe om meer sagmoedig te wees, om meer barmhartig te wees, om meer vreedsaam te wees en 'n vredemaker te wees in hierdie wêreld met soveel geweld en oorlog. Maar daar is ook 'n tema en 'n storie wat my en jou wil kom herinner, dat ons versigtig moet wees om te dink ons is die slagoffers. Ons versigtig moet wees om daai victim Olympics te speel waar ons sê, maar ek is nou een wat die swaarste kry. Kom ons neem die teks ernstig op. Kom ons gaan kyk na wie is die ware slagoffers in ons samelewing en hoe kan ek en jy 'n bydrae lewer met hulle lewe. Kom ons bid saam. Here Jesus, dankie vir hierdie wonderlike teks wat U vanoggend weer vir ons op 'n nuwe manier laat kyk. Here Jesus, ons weet ons lewe in 'n wêreld vol slagoffers en daarom vra ek dat U ons sal gebruik, dat ons sagmoedig sal wees, barmhartig sal wees, dat ons sal opstaan vir wat reg is. En Here, kom maak ons ook vry soms van hierdie amper probleem wat ons het om so maklik die titel van slagofferskap vir onsself toe te eien. Kom maak eerder ons oop vanoggend wat ons het, waarvoor ons dankbaar kan wees, en maak ons ook oop dat ons die ware slagoffers van ons tyd sal raak sien en ook 'n bydrae sal lewer tot hulle lewe. Amen.